Heilige Gees, dankie dat U hier is, en dankie dat soos ons na U woord gaan kyk vanaand, Here, en wat U vir ons agtergelos het om te leer. Dankie dat U is die naprediker en dat U ons alles sal herinner aan wat U vir ons leer. In Jesus naam. Amen. Ek wil begin deur die eerste deel wat ek gevoel het om tog te deel vanaand, wat 'n kopskuif by my was in die begin van die jaar. Rondom, net die werking van die Heilige Gees en God oor die algemeen. As ek het in Desember, het ek die voorreg gehad om, dit was glad nie beplan nie, ek en Larissa het gaan stap, absolute gesukkel om 'n parkrun tipe ding by die see te doen met 'n pram. Dit was, ons het meer afgebyt as wat ons kon gekou het. Ek is op 'n stuk loop ek met die pram in een hand en Larissa met die baba in die ander hand, en dit was nie geskik vir mense met babas nie, en ons kan dit doen. En op hierdie loop ek toe 'n ou vriend raak wat beheer is van die stranddienste, en hy nooi my na die stranddienste toe. En wil ek 'n woord deel, en ek is soos, wat moet ek wil sê? Ek weet nie wat om te sê nie. Ek gaan, en ek deel sommer net my getuienis van stranddienste, hoe ek tot bekering gekom het daar. En toe is daar 'n dametjie wat na die tyd na my toe kom en sy sê vir my, die Here het vir haar gesê om 'n boek van Smith Wigglesworth te koop en haar kar te hou. Sy het geen idee hoekom nie, maar sy voel soos dit was vir my gewees, dat sy die boek moes gekoop het, en sy gee vir my hierdie boek van Smith Wigglesworth. En sommer vroeg in die boek, my lees is op met die Bybel. Ek moet regtig gedissiplineerd wees om enigiets buite die Bybel te lees. En in Smith se boek het hy die volgende storie opgebring, en ek wil dit graag vir jou met jou deel vanaand, want hier is die absolute fondasie met alle gawes van die Gees, met alles wat jy te doen het met die Here, soos alles, maar ook, ek trek dit nou tot vanaand se konteks en die kursus se konteks rondom genesing en bevryding. Want ek dink die groot vraag wat ek baie teekom in gelowiges, of hulle nou al lank openbaar is teenoor, ontbloot is teenoor genesing en so aan, is die ding van rondom geloof. Het ek genoeg geloof? Is my geloof groot genoeg? Was dit te klein? En baie mense fokus so op geloof, en dat my geloof moet groei rondom hierdie goed, om dit te kan sien. En Smith het hierdie ding vir my heeltemal omver gegooi en 'n ander fondasie geskep, en ek wil graag hierdie fondasie vir julle gee, want as ek kyk na sy bediening, was dit 'n baie kragtadige bediening. Hierdie ou het soos groot goed gesien. Hulle sê op 'n stuk, sy begrafnis, en hulle doen die begrafnis aan die een kant, en hierdie kant is soos 'n oop kus, waar die persoon nou oorlede lê. En almal gaan daarin toe vir die broodjies, en hy gaan hier in, maar is 'n glasdeur, so nou trek hy die glasdeur toe. En hulle sê, okay, nou gaan Smith, want hy is 'n interessante karakter gewees, klink dit my. En hy gaan so na die ou toe, hy tel die lijk op, lewe in Jesus naam, en hy los hom, en boef, of val die lijk, 2 keer, tel hom op. Ek dink nogal hy moet bly sterk gewees om dit te doen. En hy tel hom so op 2 keer, laat val hom. Die 3de keer vat hy hom, en hy sê, ek sê vir jou lewe in Jesus naam, en hy hardloop so met hom so teen die muur. Gooi hom teen die muur. Daar staan hy op, lewendig. En soos baie ander getuienisse. En ek het altyd gesê, wat is hierdie ou se geheim? En hy gee sy geheim baie vroeg in die Bybel. En ek wil alles wat ek doen op hierdie bou. Dit is dis nie op die bord nie. Matteus 8 vanaf vers 5 wil ek graag vir jou lees. En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Want ek is ook 'n man onder gesag en ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan, en vir die ander hier kom en hy kom, en vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê, voorwaar sê ek vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Maar ek sê vir julle,
dat baie sal kom van die ooste en die weste en saam met Abraham en Isak sal ons dit in die koninkryk van die hemele. Ek lees weer vers 10. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê: "Voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gesien nie." Maar waarop was die fokus? Wat het hierdie hoofman verstaan? Autoriteit. Autoriteit. So wanneer jy bid vir 'n sieke, is jou fokus nie, is my geloof groot genoeg? Glo ek genoeg? Nee, my fokus, dis hoekom ek sê hierdie boek het reg vir my soos, en ek vind soveel rus in dit. Is Here, ek is hier van alle autoriteit. Ek bid vir hierdie siekte want alle autoriteit is aan U gegee. Ek bid vir hierdie persoon vir bevryding want alle autoriteit is aan U gegee en dit is in U autoriteit wat U my uitgestuur het. Ek onthou net voor my heel eerste Malawi uitreik wat ek myself gereël het. En ek reël nie ons vakansies nie. Daar's 'n rede vir dit. Regtig. En so nou moet ek 'n span vat. Ek was jonk, 25. Nou moet ek 'n span buiteland te vat. En ek onthou ek het op 'n stuk semi-angsaanval gekry en die Here kom gee net my soos vrede in die aand en ek is soos o, rek, hierdie kan skeef gaan. En ek sit een keer voor in die kerk en dan 'n skrif in Matteus 18 wat sê alle autoriteit is aan my gegee. Gaan dan uit en maak disippels van alle nasies. En die Here sê vir my, ek voel die Heilige Gees my sê, alle autoriteit is aan my gegee. Besef wie jou stuur. So fokus op sy autoriteit en besef dat dit daai een is wat jou stuur. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor of jy, ek wil vir jou sê glo, maar jy moenie fokus op hoe groot jou geloof is nie. Jy glo, die feit dat jy vir daai siek persoon bid, sê vir my al klaar dat jy ook dat jy glo. Glo net autoriteit. Dis waarin jy vashou. Dis waarin jy rus. Alle autoriteit is aan Jesus Christus gegee. En as jy kyk in Smith se boek, in sy lewe, is dit sy fokus. Ek dien die koning en alle autoriteit is aan my. Hy het voor 'n sieke gestaan en daai sieke moes gesond raak. Hoekom? Want ek is hier in die autoriteit van Jesus Christus. Alles rond. Demoon, ek is hier in die autoriteit wat Jesus Christus my gegee het. Hy het alle autoriteit op hemel en aarde. So ja, voorwoord, die eerste deel wat ek so daai bou ek, daai soos my Here, alle autoriteit is in U. Alle autoriteit is in U. Genesing is nie 'n bediening nie, dis die enigste punt wat ek eintlik net vinnig wil aanraak is. Ek het weer eens groot geword met die gedagte, my maale het gepraat van mense met genesende hande. My oom onder andere was by iemand gewees wat bekend was vir genesende hande, was baie siek gewees en die persoon het hom gebid en hy het gesond geword. Maar genesende hande is nie om genesing is nie bediening nie. Dit is vir almal wat glo. As jy glo, dan is dit jou deel, dit is jou roeping en dit is jou mandaat. As ons kyk in Markus 16 sê en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. So nie seker is nie uitverkorenes nie, maar hulle wat glo. Nou ek wil vir jou sê jy sit hier vanaand om of dit nou baie is en of 'n bietjie is of jy al baie in hierdie onderwerp ingaan, jy sit hier want jy glo. Ons 'n mate van geloof in jou en dis hoekom jy hier is. So ek wil vir jou sê, dis jou deel. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en hulle sal iets dodeliks drink en dit sal hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Afdeling 1, Erik, kan jy maar afgaan na toe. Nou, ek gaan sommer daar aangaan. So dit is nie 'n bediening nie, dit is jou deel en die Here stuur sy Heilige Gees vir jou om dit te doen. Ek gaan nou verder vir jou in die skrif uitbrei op dit. So wat jy moet verstaan is, Jesus het die prys betaal vir ons sondes, maar ook vir siekte. Onthou, siekte was nie van die begin af daar nie. Daar was nie siekte in die tuin nie. Siekte is 'n resultaat van sonde wat in die wêreld gekom het. Ek sal baie versigtig wees om te sê, kom ek sê dit so, baie mense sê, jy siek, so jy moet seker gesondig het. Want dan is jy redelik Job se vriende, een van sy vriende. Want Job se vriende was vasoortuig, hy het gekry as gevolg van sonde wat hy gedoen het. Ek sê nie,
Alle siekte is, jy raak siek omdat jy gesondig het nie, jy's in 'n menslike liggaam, daar's kieme, daar's verkoues, jy kan siek word, maar siekte is nie van die Here af nie. Dit is demonies geïnspireerd om jou af te kraak, om jou te inhibeer, om jou half, want veral ons manne, jy weet, as ons siek is, kan ons niks doen nie. Dis nogal siekte slaat ons rof. Weet die vrouens, julle vrouens, julle kan aangaan, julle kan huis skoon maak, ek het gesien, julle is amazing as julle siek is. Maak huis skoon en alles. Nee, Larissa, as sy sien ek word siek, dan sal sy my so kyk en sy sê, Here gee my krag. Dan sy weet sy vrek. En God maak nie siek nie. Ek wil daai waarheid ook net soos by jou vashou. Is ek onthou Neville het altyd hierdie storie wat hy sê van 'n vrou wat sy was vasoortuig die Here het sy arm met haar arm skouer seer gemaak om haar les te leer. Toe sê hom Neville, maar goed, kom ons bid dan dat hy die ander skouer ook seer maak sodat jy goeie les leer. Verstaan, so hy maak nie hy maak jou nie, die Here is genees. Noem vir my een plek waar Jesus, nou Jesus is ons perfekte voorbeeld. Noem vir my 'n plek waar Jesus iemand siek gemaak het of waar hy nie 'n siekte wou genees het. Elke sieke wat voor hom gekom het, het hy genees. Elke demoon wat voor hom gekom het, het hy uitgedryf, want hy gee 'n lewe en 'n lewe in vol. En gaan ons siekes eendag in die hemel sien? Nee. So, Here, laat u koninkryk soos in die hemel kom, so ook op aarde. Dit is ons mandaat. Kan sonde lei tot siekte? Ja. Is alle siekte, sê ek alle siekte is as omdat jy gesondig het, sê wat ek sê nie, maar sonde kan lei tot siekte. Maar ek sal 'n bietjie later in daai aspek ingaan. So Jesaja 53 vers 5 sê vir ons, maar hy is ter wille van ons oortredings deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. In 1 Petrus 2 vers 24, want selfs ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en die geregtigheid en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Nie sonde nie, wonde. Baie belangrik. Daar is vir ons genesing. So om te bid vir siekes is nie net 'n voorstel nie. Ek wil vir jou sê dat dit is 'n opdrag van die Here. Ons lees in Matteus 10, gee hy aan sy disippels, en dit is baie belangrik om te sien wat hy aan sy disippels leer en om baie erns te maak, verskriklik baie erns te maak op wat presies hy vir sy disippels leer. As jy Matteus, die boek van Matteus, eers in die Nuwe Testament, is bekend as the discipling boek. Soos dit is waar Jesus baie fokus op disipelmaking, baie fokus op wat hy vir die Matteus nou baie fokus op wat hy die disippels leer. En ek gaan nou vir jou wys hoekom dit so belangrik is dat ons weet wat presies hy alles vir die disippels geleer het. En dis hoekom dit so belangrik is om die evangelies te lees en nie net te verstaan dat Jesus het dit gedoen en dit is die evangelies vir ons. Wat het hy geleer vir sy disippels? En hy leer die volgende vir hulle in Matteus 10 vers 8: maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Alright, en dan kom dit by die volgende deel. So wie is disippels vandag? Was dit net die 12 wat disippels is? Nee, wel, daar was vrek baie disippels op 'n stuk gewees in daai tyd. Dit was nie net die 12 gewees. En wat is 'n disipel? 'n Disipel is iemand, as ek Gerard se disipel is, beteken dit hy's my leermeester en ek vat sy lering nie net om myself soos om dit te weet nie, maar ek vat sy lering en ek neem dit aan as my eie. Want dis wat 'n disipel is. 'n Disipel is nie net een wat weet wat in die boek staan nie. Daar's ongelowiges wat bly goed weet wat in die boek staan. Regtig. Sal verbaas wees. 'n Disipel van Jesus is een wat weet wat in die boek staan, dit in die Bybel, en dit aanneem as sy eie en daarvolgens lewe. So ons is sy disippels. En hy gee sy opdrag die volgende: gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel.
As iemand met jou stry dat die Here nie meer genesing doen vandag nie, dat hy nie meer die wonderwerke doen wat die disippels daai tyd gedoen het nie. Hierdie skrif maak daai stelling eintlik heeltemal irrelevant. Want hy sê leer hulle alles, om alles wat ek julle geleer het, moet julle leer. En dan word vir ons die opdrag sien net en as 'n domino effek, maar nou word ons die opdrag gegee. Kry jy's nou disipel, gaan en maak jy ook dan nou disippels en dan moet jy weer vir hulle alles leer. En die gawes van die Heilige Gees se hooffunksie is wat? Om die evangelie te bevestig. Dat Jesus Christus is wie hy is. Dit is God wat getuig dat Jesus is wie hy is. En dis hoekom dit so ernstig was toe hulle het gesê het, maar Jesus doen hierdie deur 'n demoon. Jesus genees die persoon en die skrifgeleerders kom agter, die mense begin glo in wie hy is. Want dit is ook Johannes se nie sy aanklag nie, maar sy entry point by Jesus. Hy sê, wie is u? Want niemand doen wat u doen nie. Niemand preek soos wat u preek nie. En die Heilige en Jesus sê nie vir Johannes nie, en hy sê hierdie sonde kan jou nie vergewe word nie as jy laster teen die Heilige Gees. Wat beteken om te laster teen die Heilige Gees? Dis om te ontken dat Jesus Christus is. Want dit is in konteks wat hulle gedoen het in daai teksvers. Hulle het gesê nee, hulle het gesien die Heilige Gees het wonders en tekens deur hom gedoen, so die mense het begin glo dat hy Christus is. So wat moet hulle hoe battle hulle hierdie probleem wat hulle het? Dis deur 'n demoon. So hulle kom eintlik in essence, for lack of better word, kom hulle teen die feit dat mense begin glo dat Christus die seun van God is. So dit is wat dit is om te sondig teen die Heilige Gees. Dis nie toe jy 12, 13, dalk selfs 25 of ouer was en jouself deur 'n baie moeilike tyd bevind het, jouself vererg het en stupid goed gesê het teenoor die Here en nou is daar nie meer vir jou vergifnis nie. Daar is vir jou vergifnis. Maar wat jy doen is jy repent en die Here sal jou vergewe. Ek het al gehoor van 'n vrou wat skwaad by die Here vervloek, besef wat dit was gedoen het was verkeerd, was dit 'n plek het van emosie. En sy gaan toe na 'n pastoor van dit want dit is 'n wroging in jou hart want nou sit jy ook met hierdie teksvers en hy sê vir haar, sorry, daar's nie vir jou vergifnis nie, dit's niks wat ek vir jou kan doen nie. Dink gewoon stap daai vrou weg. Dis soos ek sien hom uit die lewe uit en hel is my deel. Dis nie maar daai teksvers beteken. Dit is om nie te erken dat Jesus Christus die seun van God is en dat redding alleen deur hom. So eendag is dit die een sonde as jy voor hom staan en jy het hom nie aangeneem nie, dis die een wat jou nie kan vergewe word nie. Amen. Enigiemand vra op dit? Enigiemand vra so ver op wat ek gesê het? As ek baie vinnig praat, ek is jammer. As ek hakkel, ek kry koud. As jy koud kry, kom sit nader. Ek kan die heaters bietjie verstel. Ek weet nie jy meneer waarmee jou kollar sit. Ek verstaan nie dit. Jy's bietjie van 'n ander materiaal gemaak as ek. So maar as jy koud kry, asseblief kom sit nader. Dit gaan my nie jy hoef eers te vra, jy kom sit net. Dit sal my nie pla nie. So, afdeling 3. Daar is 'n paar, so ek het nou gesê so wie kan fisiek is bid? Almal wat glo. So hierdie is die paar maar amper as 'n mens kan sê vereistes waaraan jy voldoen, wat jy aan nie voldoen nie, maar boksies wat jy check soos om in 'n plek van autoriteit en kunskap in te beweeg om te kan bid vir siekes. En dis regtig moeilik hier. So eerste ene is jy moet 'n kind van God wees. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. So heel eerste punt is jy moet 'n kind van God wees. En dit is selfsprekend. As jy dink hulle wat glo, as jy nie glo nie, is jy nie 'n kind van God nie. Ek sê nou die dag vir die kinders by die laerskool sê ek vir hulle, het julle geweet almal is nie kinders van Jesus nie? Dis net hulle wat hom aangeneem. Almal wat daar buite loop is nie kinders van God. Net hulle wat Jesus aanneem, die kindskap. Want hulle kry die gees van die Heilige Gees wat uitskree saam met hom. En as jy dink aan die verlore seun, is dit ook 'n baie goeie voorbeeld waar die pa vir sy en ek dink al 2 keer hieroor gepraat, vinnig verwys in my preke. Die pa gee vir sy seun, waar val hy?
'n ring met 'n seël op, die familieseël, wat beteken jy kan besigheid doen namens my. En dit is wat die seël van die Heilige Gees op jou is, die Heilige Gees wat in jou is jy gaan doen besigheid in die autoriteit van die Vader. So jy moet in 'n plek van kunskap tree. Hierdie onthou dat ek 'n ring optel. Ek sal dit wragtig waar. My hande vreeslik dat ek voel niks. Ek moet agterkom. Ek vat hom nie huis toe nie. Dan tweedens is doping in die Heilige Gees. Jesus sê vir sy disippels, gaan wag vir my in Jerusalem. As jy in die boek van Lukas lees, sê dit uitdruklik gaan wag en julle sal krag ontvang, sodat julle my getuies kan wees. So die hoofdoel van die Heilige Gees in ons is om getuies te wees. Die Bybel sê vir ons in Hebreërs wat sê dat die Here het saam met die gelowiges, saam met die apostels getuig deur wonders en tekens. So dis hoekom dit so belangrik is om die doping van die Heilige Gees. En ons sal vanaand aan die einde gaan ons afsluit met dit. As jy nog nie Jesus aangeneem het nie, om aan te neem, of as jy al het en jy wil net daai weer vasmaak, dan doen ons dit, maar ook in die doping van die Heilige Gees. Ons het nou wat ek's amper seker al 'n maand terug voel so Pentekoste gevier en Pinkster is eintlik so 'n verskriklike belangrike fees, dag, oomblik vir ons as gelowiges om te vier. Soos ons dit is nie, en ek dink nie alle gelowiges maak die erns van dit wat dit is. Dis die uitstorting van sy Gees oor vlees om ons te bekragtig, om ons toe te rus, om in ons te wees, om op ons te wees, meer op ons te wees, want dit is vir jou bediening, maar ook om te getuig deur wat hy dan ook saam met jou getuig deur wonders en tekens. Maar hulle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom. In Johannes 1:33 en ek het hom nie geken nie, maar hy wat gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. So ek doop jou nie in die Heilige Gees nie, Jesus doop ons met die Heilige Gees. Ek bid saam met jou, niemand van ons kan iemand in die Heilige Gees doop. Jesus doop in die Heilige Gees, maar ons kan iemand lei in gebed om dat die Heilige Gees oor hulle kom. Ons ek praat van beweegkerk, praat altyd van die inwendige Heilige Gees en wat 'n bekragtiging van die Heilige Gees, nie dat dit twee verskillende geeste is wat op jou kom nie, maar die Heilige Gees, wanneer Jesus aanneem, sê die skrif vir ons dat jy verseël word met die Gees. So jy het die Heilige Gees in jou. Dooping met die Heilige Gees is 'n bekragtiging oomblik. Maar die Heilige Gees wat ons praat van, hy kom oor jou soos met die tonge van vuur wat op die vroeë apostels se koppe verskyn het, om dan ook die teenwoordigheid van die Here te bewerkstellig. En want wat jy ook moet onthou is, hulle het op daai oomblik klaar die Heilige Gees gehad. Want as jy vroeër gaan kyk in die evangelie, sê Jesus, want hulle is bang, want vir vervolging, en hy kom in die vertrek en hy sê, vrede vir julle, ontvang my Gees, en dan blaas hy oor hulle. So daai is altyd so 'n lekker kopkrapper vir teoloë, maar as hulle dan 2 keer met die Heilige Gees gedoop, so hulle nog lekker rusie oor dit. So dit gaan oor die doping van die Heilige Gees, gaan oor 'n bekragting, jy sal krag ontvang om my getuies te wees. En dit is 'n mooi oomblik om dis 'n ja, as jy dit nog nie gehad het nie, ek sou regtig soos bid daarvoor. Of jy dit as jy twyfel, bid daarvoor. Bid daarvoor. En hy sal. Jy kan dit saam met mense doen, jy kan dit op jou eie doen. Maar hy wil sy Gees oor jou stort sodat jy kan bekragtig word. En dan nommer 3 wat baie belangrik is vertrou vir die gawes. Want ons want en as jy vertrou vir die gawes, wil ek jou aanmoedig om jouself in 'n posisie te sit om te vertrou vir dit. Dit is maklik om te sê ek vertrou vir die gawes, maar jy sit jouself nie in die ongemaklike posisies vir daai gawe om te vloei nie. Wat ek wil regtig aanmoedig is ons gaan want hierdie is ons laaste kursus, gaan ons uitreik daar, ons begin vasmaak wat ons in die dorp gaan begin uitreike doen en mense die evangelie vertel en bid vir siekes en al hierdie goed prakties gaan uitleef, want dit is belangrik. So asseblief kom vorm deel van dit, kom wees deel van dit, maar vertrou vir die gawe. Paulus sê dat ons mag die gawes, dus soek dit, soek die Here vir. Die liefde bo dit alles, maar jy mag die gawes najaag. 1 Korintiërs 12 vers 9 tot 10. Hier is die gawes.
aan 'n ander een geloof deur dieselfde Gees en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerlei tale, aan 'n ander uitleg van tale. Daai tale glo ek praat van mensetale wat hy spesifiek daarvan praat. Is soos wat ons op die dag van Pinkster gesien het, waar hulle letterlik in ander tale gepraat het. So dit is nie net hemelse taal nie, dis twee aparte goed uitvloeis maniere van die Heilige Gees. So in die konteks van daai is nie dat aan een gee hy hierdie en aan een gee hy dit. Jou gee hy diene, en jou gee hy diene, en jou gee hy diene. As jy kyk in konteks praat van dit gaan alles oor dit gaan deur dieselfde Gees. Soos wat nuttig is. So wat is my verantwoordelikheid? Wat is ons verantwoordelikheid? Is om nuttig te wees. As iemand voor jou staan wat die genesing nodig het, Here, hier is ek wil nuttig wees, dan bid ek vir genesing. As jy vir so 'n profeet se woord nodig het, as hy onderskeiding nodig het, in watter rigting om te gaan oor of rondom geeste, as jy nie 'n taal kan praat nie, Here help my. Ek bid nog vir Engels, so dalk is jy al verder as ek. Dis so snaaks want ek kan my taal lekker meng, moenie 'n fout maak nie, want dit help seker dat ek Engels gestudeer het. Maar Jesus like het jy moet my try Engels dat ek nou die dag sit ons in die kantoor en ek kan net eers wie my bel nie. Maar die persoon is Engels. Hierdie gaan sy foon uit. En neem my af want dit is tog op 'n tydjie iets om te aanskou hoe ek skarrel terwyl ek Engels praat. Ek blameer die feit dat ek in Afrika missions doen, uitreike doen, want hulle Engels is net so gebroken soos myne. So ek het geen rede om verskriklike groot Engels te praat nie. Want ek kan daar nie begin dan sal jy 'n woord sê en dan sal die tolk jou net so kyk en sê soos as jy sê something is extravagant. Hè? Verstaan soos ek sê, "Oh, okay, so jy kan nie groot Engels met hulle gebruik nie." So ek kom weg met my gebroke Engels. Ek gee dit die skuld dat my Engels is soos wat hy is. So ek kan nie eers sê ek is multilingual met my Engels nie. So kunskap, doping in die Heilige Gees en vra die Here vir dit. Wees spesifiek. Eser ek wil fisiek. Here ek wil ek wil werking van krag. Ek het al um ek het al vir dooies gebid. Nog nie eens sien opstaan nie, nog nie. Ek hou vas aan daai nog nie. As ek eers Here mag dit ons almal se deel wees dat ons ergens dien. Julle bid net nie vir my nie. Die Here weet, as iemand vir my bid nadat ek doodgaan, gaan jy die Here ontmoet. Ek wil huis toe gaan. Dis jy los my. Ek het glad nie daai begeerte van 120 jaar of behalwe, ek het vir my vrou gesê behalwe liefie. As ek op 99 gaan. Eers like dan is jou innings amper by 100. En iemand dan daai ene klaar maak. Jy net so die bed kan lig en dan sê klaar. Maar verder, nee, los my. Sit jouself in 'n posisie om nuttig te wees. Ek het al vir 'n ou gebid wat nie bene gehad het nie. Want ek wil werking van kragte sien. En ek glo ons sal en ek glo ons gaan. Ons moet onsself net in 'n posisie sit om dit. As jy dit nie doen nie, gaan jy dit sien nie. Paul, jy kan dit dalk deur iemand anders sien gebeur. En prys die Here en ons loof die Here daarvoor, maar hy wil dit deur jou ook doen. Hy's nie aannemer van mense nie. Onthou dit. Die Here is nie aannemer van mense. Paul, hy wil jou gebruik. Jy moet net nuttig wees, gehoorsaam wees en hy sal jou gebruik. Elia was 'n man soos ons. Afdeling 4, verskillende maniere van bid vir genesing. So die heel eerste een is redelik wat jy die meeste teekom is handoplegging. Markus 16 vers 17 tot 18 wat ek vir ons vroeër gelees het, is ons sal ons hande op die siekes lê en hulle sal genees. Ek het so rukkie terug met julle nog 'n deel van die meeste van julle was daai diens wat ek vir die moslim gebid het, hand op sy rug gesit het, gevoel hoe iets beweeg uit my hand uit en hy stry met my dat hy genees. Ek sê vir hom, ek sê jy voel 'n tweede keer. Hierdie rug het genees. Iets het gebeur. Kan ek vir jou sê wat nie? Iets het gebeur en hy het genees. En dit het oopgemaak dat ek vir weke daarna nog elke keer met hom kan gesels oor Jesus. Ek het nou nog my heel eerste Malawi uitreik was 'n dowe persoon gewees wat ons het die aand gebid het, ons net daar aangekom, ons nog nie deur tot deur, ons het
die stage opgestel gebid vir siekes en hy was doof in sy regteroor. So nou staan jy agter hom en jy voel nou soos dat jy kan om te toets. Want jy moet toets. Jy wil tog kan weet soos hierdie want ek hou nie van goed opmaak. Die Here doen 'n ding of hy doen dit. So ek bid en dan vra ek. As hy dit nie gedoen het, het hy dit gedoen nie. Ek stap nie weg en soos bluf myself nie. En God is so as almagtig. Hy doen 'n ding of hy doen dit nie. En ons toets aan die begin kon hy nie eers dit gehoor het nie. Want julle kan almal dit hoor. Hierdie kan dink ek dalk van julle hoor as ek my naels so klik, kan julle dit hoor? Nee? Okay, maar as jy jou naels klik, gaan jy dit baie hard kan hoor by jou. En hierdie kan jy beseker nie hoor hê as jy jou vingers so te mekaar vryf. Maar as jy jou vingers langs jou eie oor vryf, dan kan jy dit hoor. En ek bid die aand vir hom en dit gaan van hierdie wat hy nie kon hoor nie na hierdie wat hy langs sy oor hoor. Ek skrik, ek is soos regtig. Wat so snaaks is want ek bid vir die persoon dat dit gebeur. Soos ek is hier want ek glo hierdie kan gebeur. Dit is my heel eerste keer wat ek so iets beleef en ek soos regtig. So ek moet so dit was vir my baie 'n spesiale oomblik. En daar is nog getuienisse. Ons moet net onsself in 'n plek sit en dan handoplegging is dan die eerste manier van bid. Baie belangrik is as jy bid, handoplegging. Ek vra altyd vir iemand voor ek my hand kan op hulle sit en meeste van die tyd op die skouer. Veral vrouens. As ek vir 'n vrou bid, sal dit en is nie soos waar julle almal kan sien, nê, dan sal ek 'n vrou by hê. Ek soos dat daar getuienis is. Want ons het al interessante stories gehad. Vrouens het manifesteer en dan is dit woord teen woord, verstaan? So dan so net om jouself veilig te hou, dit is baie belangrik. So ek vra, kan ek my hand op jou skouer sit? Vir man en vrou vra ek dit. As dit nou as dit nou op jou hand is, sal ek vra, kan ek my hand op jou hand sit? Maar as dit enigstens ek opvat aan 'n vrou se been nie. So dit is net 'n ding. As dit daar been is, as ek sit my hand op jou skouer. Die Here kan doen wat hy wil. As 'n man by is, sal ek baie keer sê, sit jy jou hand op haar been en dan sal ek my hand op die man se skouer of op die man en die vrou se skouer sit. Maar net omdat my hand nie op die seerplek is nie, gaan nie God nie beheer om dit te doen nie. So hou dit veilig. Jy wil nie vir mense jy wil nie vreemd wees nie. Jy wil nie mense moet gemaklik wees vir jou as dit kom by handoplegging. Want daar's mense wat vreemd raak, regtig. Daar's mense wat hulle hande op vrouens se bene sit en dan sit soos hier en goed en dan ek dink dis baie onwys en gebruik wysheid. Dan salf met olie. Alles is daar skrif voor. Jakobus 5 vers 14. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. So wanneer jy vir iemand bid, dan so 'n gebed wat jy dan kan bid, is die een wat hulle hier opgesit het, is ek salf vir jou wanneer jy nou bid vir genesing en hom salf, ek salf jou in die naam van die Here Jesus Christus word genees van jy noem die siekte in die naam van Jesus Christus. Want dis nie moeilik nie. Dieselfde met die handoplegging. Jy sit jou hand, so hoe sal ek vir iemand bid vir genesing? Is sommer terug by die handoplegging en op hierdie ene dan ook. Gerard, kan ek my hand op jou skouers sit? Jy moet baie karate my. Op nee. Okay, soos ek gesê het, vir my is dit 'n absolute ding soos om te fokus. Ek fokus op die Here meer as op die siekte wanneer ek bid. So ek het my rympie wanneer ek bid vir dit. Is Here, dankie dat soos ek my hand nou sit op hierdie persoon, dat u hand nou rus op Gerard. Here, dankie dat ek vir u kan vertrou dat soos in die hemel, so ook in sy liggaam. Siekte, ek beveel jou, gaan weg, pyn, gaan weg in Jesus naam. Wees genees nou. Amen. En dan Gerard, hoe voel jou skouer? Weet, dan vra ek hom. En as dit nie is nie, dan bid ek weer. Dan bid ek totdat ek vrede het. Partykeer bid jy 3, 4, 5 keer en dan sien jy eers genesing. Ander kere is dit dadelik. Ander kere ek het een keer gebid vir 'n ou wat maar soos in sy oë was wit. Katarakke wat dit doen, hè, wat dit so wit maak.
wat hy niks gesien het nie. En ons het 'n goeie deel van 'n uur vir hom gesit en bid, want dis is die eerste keer wat jy sien, ek is soos ek wil dit sien, ek wil dit sien, ek wil dit sien, jy druk amper die ding se deur. En op 'n stuk sê hy kan die buiterame begin sien. So daar's lig wat inkom. So hy kan ons sien iemand sit voor hom. Maar hy soos maar my hart is nee, maar jy moet vol sien. En ek voel die Heilige Gees sê dit is nou gedoen. So daar is kere wat jy daai vrede wat jy soos voel soos Here het ek nou my deel gedoen, dan jy jou deel gedoen. Onthou wanneer jy bid vir 'n sieke wat genees, dit kan met tyd ook genees. Dit is nie altyd dadelik nie. Dit is dadelik, ek vertrou altyd vir dadelik, maar ek weet ook dat ek al vir mense gebid het en hulle het 'n week later eers. Ek het gebid. Dit is nou begin van die jaar. Bid ek vir 'n dame in ons kerk, die Sondag na kerk. So man, ek moet gou ek sal kom bid vir haar knie, bid vir haar knie. Op daai dag nie regtig 'n verskil nie. Die Maandag nog steeds hier by Dinsdag. Dis dit totaal en al weg. Jy weet hoe nie, dis net ewe skielik. En sy sê vir my Hendriko, dit gaan nie van daai pyn natuurlik na niks toe, na weg toe. Maar dit kom nie terug nie. So partykeer bid jy vir iemand en dan vertrou jy. Here dat U werk sal doen. En ek onthou, ek het op 'n stuk dan jy bid langer en jy hou die persoon se dop want jy hoop dit hoe langer jy bid, gaan dit ergens gebeur. Soos jy hoef nie lang sinne, groot woorde te gebruik nie. Here, genees in Jesus naam. Ek het nou een keer bid ek vir ou se skouer en nie by die derde keer toe kon hy hom net van hier af tot hier gebring het en ek is soos nou weet ek nie meer wat om te bid nie, want ek het nou gebid vir genesing en ek voel net ek moet net vir die persoon sê soos in die hemel, so in jou liggaam. Daar wat ek bid. Ek sê Here, soos in die hemel, so in sy liggaam. En toe skree hy iets. En ek vra vir die tolk toe, want dit is in Zambië, ek vra vir die tolk, wat skree hy? Hy sê nee, hy sê hy kan nou sien. Ek is soos hy vra dat ek bid vir sy skouer, maar hy's blind. Soos wat wie die hek. Soos as ek blind was, ek nogal gedink het jy gaan vir die oë. Maar ek het nie spesifiek vir sy oë gebid nie. Ek het nie eers geweet hy's blind nie. Ek het net gesê Here, soos in die hemel, so in sy liggaam. Moet dit nie oordink nie, moet dit nie vir jou gekompliseerd maak nie. Bid en dan glo jy. Net soos ek op 'n stuk nog bid, nog nie gebeur nie. Ons bid nog, dit het nie gebeur nie. Jy vra, dan bid jy weer. Jy vra en jy bid weer. So salf met olie. Dan derde een, spreek 'n woord van ver af. Ons het nou gesien Jesus het dit gedoen. Dat hy van ver af 'n woord ook gespreek het. Jesus antwoord hom: "Gaan, jou seun lewe." En die man het die woord geglo wat Jesus vir hom gesê het en hy het gegaan. En toe hy op pad was huis toe, kom sy diensknegte hom tegemoet en bring hom die berig en sê: "U kind lewe." Hy verneem toe van hulle die uur waar hy beter geword het en hulle sê vir hom: "Gister, die 7de uur, het die koors hom verlaat." Die vader merk toe dat dit daardie uur was waarop Jesus vir hom gesê het: "Jou seun lewe." En hy het self geglo en sy hele huis het geglo. So, hoe sal 'n gebed lyk op in so 'n insident? Want ek wil vir jou aanmoedig, sover jy kan, gaan na die persoon toe. As jy nie kan nie, dan is hierdie 'n metode. Weerens, sover jy kan gaan, handoplegging, salf, anders kan die Here dit ook doen. Hoekom kan die Here dit doen? Wel, Jesus het ons gewys, maar God is alomteenwoordig. Hy's hier by jou, net soos wat hy by daai persoon daar is. En dit is in elk geval hy wat dit gedoen. So like my gebed wanneer ek bid vir iemand oor 'n afstand, ek steek my hand uit. Weerens, so ek leef myself uit. Anders ek's nie vreemd nie. Dalk dink jy, party mense dink dalk so, maar ek glo die geestelik is meer werklik as hierdie wat ons sien. So ek sal sê Here, soos ek my hand nou uitsteek, Here, bid ek dat U U hand nou uitsteek en op daai persoon rus. Dis vir my, dit is hoe ek myself in 'n plek kry van fokus en ek sien hoe dit gebeur. Ek sê Here, dankie dat ek my hand nou kan uitsteek. Dankie dat U hand nou rus op daai persoon. En ek bid dat U die persoon sal genees, siekte wyk, pyn wyk. Ek verklaar jou en ek beveel jou liggaam wees gesond nou in Jesus naam. En dan vra jy vir die persoon wat dit was. En as jy weer moet bid, dan bid jy weer. Shalom met handoplegging. Maar vir my het ek dit al
agtergekom wanneer dit kom by die geestelike, hoe meer ek die fisiese deel maak van dit, hoe amper makliker en meer werklik voel dit vir my. So dit is ek bid hardop, praat hardop, lees partykeer ook nog hardop, want ek wil my liggaam aanwend tot die werk wat ek doen. Jy hoef dit nie so te doen nie. Ek doen dit. Ek doen hoe ek dit doen. Dan bid oor 'n voorwerp. Dis nie vreemd nie. Dit is Bybels, belowe. Uh ons sal as ons fire conference doen met David Hogan, sal die mense lappies en goed vorentoe bring en dan bid hy oor dit. Soos wat ek nou vir julle sal wys wat hulle dan na mense toe vat wat siek is, wat nie daar kan uitkom nie. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was op die siekes gelê is, die siekte van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. En dit vloei eintlik dan nou ook in die volgende onderwerp in, die laaste een, die 5de een, is deur bevryding. Partykeer is dit as gevolg van sonde dat jy siek is. En dan kort jy nie so seer genesing nie, maar bevryding. Ek onthou, ons was, my die laaste Malawi nou, dis ons by 'n vrou wat onophoudelik, begin as 'n manifestasie, besig om die evangelie te preek, onophoudelik, reflux is nou maar die term wat ek gebruik, met my seentjie wat daai braak gelei, die hele tyd, niks uitgekom nie, net die hele tyd, dit is amper so para, en brul sy nou die hele tyd onder hom. En ons bid toe, en ons, dis demonies, ons is soos, wat ek gaan nie aan. En ons bid vir haar, sy neem Jesus aan, die Here bevry haar, en toe bid ons, toe vra ons sy gebed versoek, en sy het 'n gebed versoek, en ons bid toe vir dit, terwyl ons bid vir dit, gaan sy weer, sodat ek nou weer die klank maak, hier brul sy weer soos 'n para. En nou kyk hulle vir my, die span, ek moet die antwoord gee, ek sê, Here, ek het nou onderskeiding van geeste nodig, dus help my. En die Here wys toe vir my dat hierdie demoon, hulle gaan sangomas toe, dit is baie soos witchcraft en goeie betrokke, wys toe vir my hoe hierdie demoon uit is, maar as gevolg van die demoon wat in haar was, het hy al skade gemaak in haar keel en haar kleppe en goeders. En ek is soos, okay, so nou bid ons, so die demoon is uit. Ons hoef nie weer bevryding te doen. Want dis die eerste ding wat opgekom het. Want dit is die demoon nie uit nie. Dis die presies dieselfde manifestasie. Hier wys my nie, nou is dit genees. Was eers bevryding, nou is dit genees. Ons bid vir, en sy het opgehou, en sy het een keer weer, soos 'n para, vir ons gebrul neem. So, partykeer is dit bevryding wat nodig is, en nie net genesing. En dis hoekom ons onderskeiding van geeste het, wat ook 'n uitvloeiing is van die Heilige Gees. Enige vraag, jy mag regtig vra. Enigiemand wat iets wil. Maak, yes. Waar ek dat teks verstaan, is 'n waarskuwing. Kyk, as kyk in Matteus 17 vers 3, wat is die ewige lewe? Is om God te ken. Ons 'n groot ag wat die Here daarop sit om hom te ken. En ek glo daar's baie mense wat wonders en tekens doen, wat nie deur die Heilige Gees is nie. Maar as jy dink aan die Egiptenare, hulle het genaaap wat Moses gedoen het. Hulle kon hom naaap tot op 'n sekere vlak. En dit sit eintlik, dis vir ons 'n waarskuwing om in hierdie nog steeds altyd. Want jy kan regtig baie. En dit is een van die uitdagings vir my. Ek's nog nie lank in bediening nie, en veral in die begin was dit vir my 'n groot uitdaging. Is om tyd te spandeer saam met die Here, en nie 'n preek uit dit uit te maak nie 'n les uit dit uit te kry nie, en net te sit by hom, te wees by hom en hom te ken. En ek dink dit ons kan baie maklik in 'n plek inval waar so besig is met die dinge van die Here. Ons doen al hierdie goed. Ons gaan op uitreik. Ons sien al hierdie goed gebeur, maar ons ken hom nie. Hy's jy moet vir ons vra, beskryf vir my Jesus. O nee, vrek, ek weet nie. Ek ken hom nie. Ek weet hoe hy is nie. Krag
'n krag sonder om God te ken, want en dan is dit sonder karakter, sal jou in die steek laat. So dit gaan daarop neer om God nog steeds te ken. Jy moet hom ken. Want dit is hoe jy in die hemel ingaan. Jy word beloon vir jou werke, maar jy gaan in op die feit dat jy hom geken het. Dat jy verhouding met God het. Hoop dit antwoord jou vraag. Want ek dink ons en maar ons mense wat goed begin ook, maar nie net ergens op hulle eie aangaan. Ons sien vanoggend wat Paulus het gesê het, soos ek roem hierin, dat die evangelie verkondig word. Die rede wat hulle dit doen is pad af, is verkeerd, hulle doen dit vir hulle eie gewin, maar ek roem hierin, die evangelie word verkondig. So ja, ek hoop dit beantwoord jou vraag. Verstaan jy wat ek sê? Okay, cool. Maak seker, dis koud, so en ek praat dalk onduidelik. Ek moet net self reg artikuleer. En as jy kyk in Hebreërs 6, daai wat dis eintlik 'n baie ja, dis nie 'n moeilike teksversie, maar dit is 'n kopkraker wat sê dat iemand wat weggedraai het van die Here of so 'n persoon is daar nie terugkeer nie. Dit kan jou geloof verloor, daai hele ding. Nou as jy daai konteks gelees, is dit mense wat gevloei het in die gawes van Heilige Gees. Hulle het hierdie goed gesien en hulle het dan besluit om vervolging, wat dit ook al mag wees, hulle konteks was dan vervolging, is ek draai weg van my geloof af. Nadat hulle nog steeds al hierdie goed gesien het. So die ag daarop is ken God. Ken God, dis 'n waarskuwing tot 'n mate vir ons almal, is om hom te ken en ons moet nooit groter raak as dit wat hy deur ons doen nie. Altyd onthou dis hy wat die werk doen, nooit ons wat dit doen nie. We are but a vessel. Die verantwoordelikheid wat ons het is om die evangelie te verkondig en hy sal saam met ons getuig deur wonders en tekens. So hoekom sal hy nog steeds deur hierdie mense genees? So is hoekom ek glo die Here dit nog steeds sal doen deur hulle. Of hulle want hy gaan nie daai mense straf. Hy gaan nie vir Gerard straf vir my fout nie. Hy het genesing nodig. Ek doen dit vir my eie gewin. Ek ken nie die Here wat ek doen nie. Of ek goed begin het of sleg begin het, maar hy gaan nie vir Gerard straf vir my dwaasheid. Wil ek amper sê. Dit is hoe ek die Here ken. Mm. Ja. Kyk, dit bly die Heilige Gees wat dit doen. Ek dink ons moet net versigtig wees om die gawes te verwyder van die persoon van die Heilige Gees. Ja, want dis deur die Gees. So daai skrif is nogal iets wat ek baie oor soos want die Here sal ook nie dat jy skade doen soos net dit noodwendig. So dis ja, ek glo dit is my antwoord op dit. Daai ou persoon het genesing nodig. Ek bid vir hom en hy genees hom, want ek gaan hom nie straf vir dit. Okay, afdeling 5. Wil God altyd genees? Ja. Hy het 'n duur prys betaal vir ons om te genees en as ek kyk na die lewe van Jesus, het hy elke liewe persoon wat voor hom kom het genees. As iemand nie voor my genees nie, die antwoord is die vraag die kortkoming nooit by God nie. Ek onthou altyd hierdie getuienis van Todd White. Wie ken vir Todd White? Julle ken hom nou. Hy het ons al gare geskeer. Onder andere omdat hy het agtergekom, hy staan bekend as die ou met die dreadlocks. Dis soos nee, wow, ek wil bekend wees vir hoe ek die Here besoek. So is regtig iemand wat regtig baie lief is vir die Here. Hy het ek gaan nou probeer om my nommers verkeerd te kry nie. Maar hy het toe hy geleer het van genesing, het hy prys die Here. Hy was baie genadig op my op daai aspek. Vir die eerste 3 maande van sy nuwe lewe, vir elke dag
vir tussen 9 tot 10 mense gebid vir genesing. Want hy het die Here gesoek vir genesing. Dus dit was soos 'n Here, ek soek U vir genesing, soos ek in die begin gesê het. Dan sal hy aan die einde van die dag kom want hy werk. Dan sal hy agtergekom dat hy staan om 4 of 5 of wat dit ook al mag wees. Dan gaan hy uit. Hy gaan slaap nie want hy moet sy quota bereik van verstaan soos om die Here te soek is nie net om te bid nie. Te sit in jou kamer en sê Here, ek soek U vir genesing. Hierdie ou het hom gesoek vir genesing deur te gaan bid vir siekes. Ons aksie in. Raai hoeveel mense het hy nou 3 maande sien genees? So wat 30 dae, 10 mense. Ek dink dit is dalk langer as 3 maande, maar dis 'n taamlike, ek gaan nou wiskunde som doen nie. Maar 'n taamlike hoeveelheid mense wat hy per dag voorgebid het. En hy het nie een persoon sien. En toe op 'n dag het breek genesing los. En die Here sien ek kan jou vertrou. Ek kan jou vertrou. Jy het hierdie gesoek, jy het gesoek, jy het gesoek, jy het gesoek. Nou gaan kyk met sy getuienisse. Ek gaan kyk dit baie keer om myself ook te stig en te bemoedig. Dis wat getuienisse doen. Soos ander mense se getuienisse stig ons. So ek sal baie keer gaan getuienisse luister en wat die Here doen op ander plekke ook. En wat hy dan ook so 'n ding wat hy in my lewe gedoen het. Dis net so belangrik. Daai ou sal nou voor iemand staan en dan sê hy vir sê die Here wys hom dit. Woord van kennis wat die Here nou soos vir hom gee. So, dis verkeerd, dis verkeerd, dis verkeerd. En dan genees die Here dit. Want hy was getrou, irrelevant van wat hy gesien het, maar getrou aan wat hy in die woord gelees het. So moenie dat en dit is hoekom kerk op 'n groot genees. Want ons is toegelaat dat ons dadelike ervaring, dit wat ons sien, beïnvloed wat die waarheid is. So 'n manier gesoek, hoe gaan ek hierdie inpas by my ervaring? Verstaan nie, my ervaring is verkeerd nie. Hierdie is nie die realiteit nie. En kerk het 'n rede gesoek vir hierdie is hoekom genesing nie plaasvind nie. In plaas van right, ons soek die Here vir dit, ons soek die Here vir dit, ons soek die Here vir dit. Genees almal wat deur my hande vir wie ek bid. Ongelukkig nie. Ongelukkig nie. Is dit die Here se skuld? Nee. Gaan ek ophou bid vir siekes? Oh, why? Wat al genoeg deur my hande genees dat ek weet hy doen. En ek het nie altyd die antwoord. Ek kan nou vir u staan en probeer slim wees. Ek weet nie altyd nie. Maar totdat die persoon nie hemel toe gaan nie, bid ons vir genesing. Want dit is wat ek glo en dis wat ek in die skrif sien en dis wat ek sien die disippels gedoen het, dis wat ek sien die apostels gedoen het. Matteus 8. En toe hy van die berg afkom, het groot menigtes hom gevolg en daar het 'n melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê: Here, as U wil, kan U my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê: Ek wil, word gereinig. En dadelik is hy van sy melaatsheid genees. Matteus 4 vers 23 tot 24. En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en kwaal onder die volk genees. En die gerig aangaande hom is versprei oor die hele Sirië. En hulle het na hom gebring almal wat ontsteld was, wat gekwel was deur allerlei siektes en pyne en wat van duiwels besete was en maansiektes en verlamdes en hy het hulle gesond gemaak. En toe Jesus uitgegaan het in Matteus 4 vers 14 het hy die groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel en hy het hulle siektes gesond gemaak. En dan weer Markus 16 vers 20, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woorde bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. So het Jesus net die wonderwerke gedoen wat ons in die Bybel lees. Ja. Aan die einde van as die boek van Johannes gaan lees, sê hy baie sluit hy redelik aan die einde van die boek sê hy dat alles hierdie is maar net neergeskryf sodat jy kan glo. En Johannes se boek fokus baie op die godheid van Jesus. En wat gebruik hy al die wonderwerke om te bevestig die godheid sodat jy kan glo. Baie meer wat Jesus gedoen het as net wat ons lees. So moenie toelaat dat dit wat jy dadelik sien bepaal wat jy glo nie. Laat die woord van God bepaal wat jy. David Houken en dit het my so gestig. Het ook gesê hy vir mense bid en 'n week later bel hulle.
en dan het die mense eers genees. Nou soos het vir tannie gebid wat skaars kon loop en dan week later bel hulle om sê dis altyd jy sal dit nie glo nie. Toe hoor hulle 'n slag in die huis, daar in die kamer van die tuin. Toe die Here haar kom genees. So moenie die Here onderskat net omdat ons nie altyd verstaan. My ouma het hierdie mooi ding wat sy altyd sê wat ek nogal redelik aan vashou ook. Is om te bid, sy sê die volgende: om te bid vir 'n sieke en die persoon genees is nie noodwendig 'n teken van geloof nie. Maar dit is te bid vir 'n sieke, die genesing gebeur nie en dan om aan te hou bid, dit is geloof. En dit is altyd vir my so ek onthou dit altyd, okay, nou net nie gesien nie, maar my geloof is meer as net die dadelik wat ek nou sien. Hy kan, hy kan, hy kan, hy kan, hy kan. Ek gaan aanhou en aanhou en aanhou. Vra. Nee, ek het nie vir jou antwoord op dit. Weet nie. Glo ek, maar glo ek dat hy wil? Ja. En glo ek dat hy kan? Ja. Hy kan dooies opwek. So siekte is nogal nie te groot uitdaging. En Janine het eendag hierdie getuienis vertel wat nogal by my gebly het. Is om elke siekte of dit groot of klein is, sy sê jaag dit na asof dit kanker is. Jy is 'n freaking jy beveel en bestraf daai ding of dit nou klein of groot is, dit is soos die Here sal jou genees. En dieselfde met kanker. Jy sien hom as 'n verkoue. Soos dan vice versa. Elke siekte is nie groot of klein nie, dit is siekte wat die Here kan en wil genees. Mag jy dokter toe gaan? Ja, jy mag. Regtig. Regtig gaan Lukas was 'n dokter. Lukas was 'n dokter. Gaan dokter toe as jy siek is. Moenie maar ek sê dalk aanmoedig bid. Bid dalk, nie dalk nie, bid. En vra Here, Here, wil jy my genees? Great. As hy nie doen nie, Here, kan ek dokter toe gaan? Ja. Okay. Jy mag dokter toe gaan. Onthou waarvoor is die genesing? Groot deel daarvan is vir die getuienis. Jy sê hy is. Onvergifnis. Wat kan genesing blok? Onvergifnis. En sy Heer het hom in die toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredings vergewe nie. So in konteks is die storie van Here, hoeveel keer sal ek iemand vergewe? En Jesus sê vir Petrus 7x70. Dit gaan oor die ou wat baie skuld gehad het by die koning en die koning sê, "Kyk, jy's alles vergewe." Hy sien toe sy medediensknegt en hy sê jy skuld my biek, wel dit was eintlik nie dit was nie min wat hy hom geskuld het. Net het daai in konteks jou wys. Daai medediensknegt het hom 'n hele paar salarisse soveel uit geld geskuld. Maar in vergelyking met wat hy die koning geskuld het, is dit niks. So dis nie dit was 'n groot skuld wat hy moes afbetaal, maar in vergelyking met wat hy verskuldig was dit nie 'n patch nie. En hy wou hom nie vergewe nie en Jesus sê dit ook baie druklik vir ons aan die einde van die Onse Vader, vergewe sodat jy vergewe kan word. Vergifnis is 'n opdrag, nie 'n opsie nie. En Larissa, my vrou, is 'n ons was al ek dink ons was al 2 Malawi's. 2 dalk 3, ek dink is 2. Malawi's gewees en die dag beweeg sy saam met JC. En sy vertel die getuienis waar hulle by 'n vrou kom of hulle bid vir genesing, maar die genesing gebeur nie, die genesing gebeur nie, die genesing gebeur nie. Hulle ervaar toe dat sy het onvergifnis. En hulle vra toe vir haar, hoorie, is daar soos iemand vir wie jy kwaad is, of wat jy aanstoot het? Hy sê ja, die village van daai seun is die chief. Die village haat my seun en as gevolg van dit haat sy hulle en dit sy aanstoot en kan sy hulle nie vergewe nie. Sy het die wroeg in haar hart teenoor hulle omdat hulle haar seun ondermyn. Dink ek dis dalk daai ene wat hulle hè? Dit is dieselfde getuienis. Jy kan die volle getuienis daar lees. En toe laat hulle haar bid om vir vergifnis en om hulle te vergewe. Nie vir haar vergifnis, om hulle te vergewe. En daarna breek die genesing toe deur. As gevolg van omdat sy vergewe het. So onvergifnis kan 'n blok wees. En ja. Onvergifnis is 'n groot ding.
Want as jy dink dis wat hy vir ons kom doen het, sonder dat ons enigiets hoef te gedoen het, behalwe ons lewe neerlê. Maar dis so daai niks in die lewe is verniet nie. Erns betaal iemand. Niks in hierdie lewe is verniet nie. Erns iemand betaal. En ons sondes is vergewe want iemand het die prys betaal. Dalk nie ons nie, maar iemand genaamd Jesus het. En as ons nie vergewe nie, ek meen, hoe kan ons verwag dat ons want ons hou alles teen ander mense. Wanneer ek sukkel om te vergewe, dan gaan mediteer ek op waarvan ek alles dan kom ek agter. Jy's van baie vergewe, Hendriko, en uit daai plek uit vergewe ek ook. John beweer dit hierdie ding wat sê iemand wat sukkel om te vergewe, vergeet waarvan hulle vergewe is. Ongeloof. Nou hier moet jy baie mooi luister. Nie klein geloof nie, ongeloof. Dit is nie dieselfde ding nie. Nie dieselfde ding nie. En hulle het aanstoot van hom geneem. Maar Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. En hy het daarvan wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Baie belangrik, want as jy daai inlees en dit sien as klein geloof, kan jy vir jouself stikkend ry jou gewete. Ek glo nie genoeg nie. Ek glo nie genoeg nie. Ek glo nie genoeg nie. Hierdie praat van ongeloof. Hulle het nie geglo. Dis glad nie. Glad nie. Ek meen, ek dink dis al rede hoekom Jesus sê as jy geloof so groot is soos 'n mosterdsaadjie. Dit beteken jy hoef nie groot te glo nie, jy moet net glo. Jy moet net glo. Ek het eendag vir 'n vrou by Woolies gebid. Haar hand. Dit het so 'n ding opgehad, hierdie stit en ek vra of kan ek bid vir jou hand? En haar woorde aan my is ek moet seker glo. Ek sê net vir vanoggend. Kom ons gaan op my geloof. Kom ons gaan op my geloof. Ek glo Jesus kan jou genees. En ek bid vir haar en die Here genees haar hand. En sy het nie geglo nie. Hoeveel geloof dink jy het Lazarus gehad? Hy's dood. Dooie persoon kan nie kan nie eers glo nie. So ek wil vir jou sê is glo net. Glo net. En as jy jouself in 'n ongemaklike posisie bid vir daai persoon, is jy in elk geval glo jy al 'n stukkie of dit 5% of 3% is, ek wil eers 'n nommer aan dit sit. Jy glo. Punt finish, klaar. En geloof is nie net 'n eenmalige ding nie. Dis wat ek vroeër gewys het. Geloof is om vir 'n berg te sê skuif, werp in die see. Werp in die see. Werp in die see. Dit is wat geloof is. Openbaring 12 vers 11 en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. So wat sal ek doen as iemand nie glo nie? Of nie net nie glo nie, maar dalk so sê eers maar ek weet of ek genoeg glo nie. Iets wat jy kan doen is om te getuig. So wanneer ek voor iemand staan wat sukkel om te glo, dan sê ek eers maar kom ek vertel jou. Wat het ek al gesien? Of as jy nog nooit dit gesien het nie, wat het ek al gehoor en wat sê my Bybel? En as dit nie werk nie, dan het jy in elk geval verloor. As jy nou as op so 'n manier wil redeneer. As jy vir iemand bid en hulle genees nie, niemand is armer of ryker nie. Ons net te vorentoe. Ons letterlik net te vorentoe. En ek wil die volgende vir jou sê. Die geheim tot 'n kind van God. Wees bereid om jou naam met 'n plank te slaan. Dus vergeet van jou, dus lê jouself neer. As jy, want dis daai ding, want dis die volgende vraag, wat as ek bid vir hierdie persoon hulle genees nie, wat sê ek dan? Ek entertain eers daai gedagte. As ek na iemand toe gaan en ek bid vir genesing, dus ek gaan soek eers 'n ek sê eerlik, ek gaan soek eers 'n antwoord vir daai. Want dit is nie iets wat ek gaan entertain nie. As ek na Gerard toe gaan ek met die gedagte nie, wat as dit nie? Ek gaan in met you're gonna walk my brother. Jy gaan genees. En as dit nie genees nie, dan doen ek algemeen. Dis Jesus, kan ek jou net seën en ek vertrou nog steeds saam met jou dat die Here is. Maar ek spreek geloof in dit in. Okay, so ongeloof, so jou eie en ook ander se ongeloof. Ongehoorsaamheid. Daar is kere wat die Here vir ons opdrag gee wat gepaard gaan met die manifestasie van genesing. Lukas 17 vers 14. En toe hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters en onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword.
So wat het hier gebeur? Jesus het vir die Malaatses gesê, gaan wys jou aan die priesters wat as jy gaan kyk in hulle kultuur deel was van die wet wat hulle moes gedoen, as jy gesond geword het, moes jy jouself aan die priester gaan wys sodat hy jou rein kan verklaar. En hulle is nie, Jesus sê nie gesond gaan wys jouself nie. Hy sê gaan en gaan doen dit. En hulle op pad soontoe het hulle gesond geword. Nou in church lingo, of hoe noem hulle, wat is daai was 'n woord wat hulle is Christianese, daar, dankie. Wat ons dit sal 'n terme aan sal sit is 'n profetiese aksie. Dit is 'n aksie wat die Here wat jy voel die Here sê vir jou doen die volgende. En dis nie 'n ding van jy werk vir jou genesing nie, dis 'n ding van gehoorsaam. Die Here sê vir jou doen hierdie en jy doen dit en jou deurbraak kom en jou genesing kom. Ek onthou Rikus, ek dink min vir julle, ek dink jy kan dalk Rikus net voor jou weg. Rikus onthou ek was in Zambië en hy bid vir 'n ou wat genesing in sy oë of ore. Ek kan nie onthou nie wat gaan nou weer sê, hoe kan ek onthou nie, want my kop het redelik vasgestik by die profetiese aksie wat hy moes gedoen het. Is en hulle bid en die persoon genees hy. En die Here sê vir hom, soen sy voete. Nou, hulle voete is vuil. Hulle dra nie skoene nie. En as hulle selfs as hulle doen, nie voetpoeiers nie. Baie min het sokkies. Ek kan nie eens dink dat ek al ooit 'n sokkie in 'n Malawier of 'n Zambier se voet gesien het nie. Die Here sê vir hom, soen sy voete. En hy doen dit en daai persoon genees. Partykeer is daar profetiese aksie. Larissa, eendag weer ek bid saam met haar en die persoon is blind en die Here sê, vat water en vryf dit oor haar oë. Maar vat hulle water. Baie spesifiek sê die Here vir haar, vat hulle water. Moenie jou eie water vat nie, want dan is die hele Afrika mense het nogal baie superstisie, as 'n holy water. Holy water is in elk geval nie in die skrif nie. Jy gaan dit kry nie, daar's iets wat heilige water is. As enigiemand heilige water jou wil verkoop, ons. En sy sê nee, gaan haal julle vir ons water. Hulle bring die water, hulle vee oë uit en die persoon genees. Ons praat van 'n profetiese aksie. Dit is iets wat die Here met jou deel om in daai oomblik te doen. En dit is 'n genesing, 'n deurbraak wat jy verwag. Dit is iets wat jy eintlik in jou lewe kan toepas. Here, wat moet ek doen? Onderskeiding. Genesing kan geblok word deur verkeerd te onderskei tussen wonderwerk, werking van kragte, genesing en bevryding. Ja, ek het nou net gepraat van hoe hulle gebid het vir 'n vrou vir genesing. Dit het nie plaasgevind nie. Sy moes eers bevryding gekry het. So dis hoekom dit baie belangrik is om voor iemand te kom en te met jou praat. Hy's deel van dit, hy's in dit. En jy moenie hastig wees. Haal asem. Okay, Here, julle staan in elk geval klaar toe oë. Ek sal jou aanraai om dalk nie toe oë te staan. Dit kom by bevryding en ek sal later vir julle verduidelik hoekom om oop oë te bid. Is om te vra, Here, hoekom gebeur dit? Here, wat moet ek doen? Wat wil U hê moet ek doen soos in hierdie situasie? Want onthou, werking van kragte is baie keer onmiddellik, waar genesing is een wat baie keer oor tyd kan gebeur. En ander kere is daar 'n gogga wat uitgedryf moet word, maar ons gaan nog kom by die goggas. Ek onthou ek bid eendag vir 'n vrou in Malawi, weer eens, vir haar lae rug. Ek het nou nie jou doktersertifikate met vir jou te kan bewys nie, maar ek staan vooraan, sy sê sy het lae rug en ek is soos, okay, Here, is dit rug? Of is dit soos iets anders? Is dit soos niere of wat? Soos, vra, Here, wat is dit? Want ek weet soos dit kan baie keer niere wees agter in jou rug. So nou vra ek, Here, is dit rug of is dit niere? En ek voel toe die Here sê ek het vir haar 'n nuwe nier gee. En ek is soos, cool, ek bid vir die nier. Sy sê dit so warm geraak, die trane begin loop toe so en die pyn is totaal en al weg. Kan ek vir met sekerheid sê dat dit 'n nuwe nier was? Ek weet nie. Ek weet net die Here het vir my gesê dis dit. Ek het gebid vir dit en dit het gebeur. Ek vra altyd vir die Here, wat moet ek doen? En as jy sukkel om te hoor in daai oomblik, die senuwees is hoog, dan laat U koninkryk kom. Soos in die hemel, so in hierdie persoon se liggaam nou. Dis nie 'n formule nie. Ek wil net daai vir jou sê, dis nie jy bid nie 'n sekere hoeveelheid lente nie. Jy het nie jy bid hierdie dan hierdie dan hierdie dan hierdie dan hierdie en dan poef gebeur dit nie. Die Here is 'n God van verhouding en partykeer weet ons nie
Ons weet nie wat om te bid nie en dan jy bid net. Die Here, hy kom gelukkig kort. Nee, hy kom nie kort nie, hy kom maak hy stuk op wat ons kort kom. Dis wat ek eintlik wou sê. Hy is freaking amazing, die Here. Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Jy staan nooit alleen voor iemand en bid. Nooit. Jy het altyd en ek praat nie eers van iemand wat by jou is, as dit net jy staan en ek bid vir Gerard, die Heilige Gees is by jou. Raadpleeg, praat met hom, gesels met hom. Maar net so rondkyk langs en dan gaan 'n persoon dan dink jy's mal. Dis dan die Here help my. Here wys hom. Here wys hom. Wat moet ons waarvoor moet ons bid? Afdeling 7, hierdie is 'n belangrike een, is hou jou genesing. Hou jou genesing. Die eerste punt is want ons baie keer mense wat hulle ervaar genesing en dan kom dit terug en dan is die vraag, maar wat het hoekom het dit teruggekom? Hoekom het dit teruggekom? So die eerste een is positiewe woorde. Ek gaan 'n bietjie stil staan op hierdie ene. Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Ons woorde wat ons spreek nadat ons genesing ontvang het, moet positief wees en bevestig dat die Here ons genees het en ons geneesheer is. Ek onthou ek was een keer staan ek voor iemand en die persoon is siek en ek is soos eers maar kan hoor jy klink nie lekker nie. Nee, ek is gesond, die Here het my genees. Ek is soos jy lyk vir my. Nou dink ek vir myself, ek sê dit vir my. Jy lyk siek. Wat probeer ek dit vir jou sê? Dit is nie ongeloof om die kondisie waarin jy is te erken nie. Ek is siek. Ek gaan nie maak of ek nie siek is nie. Ek is siek. Kan die Here my genees? Vertrou ek vir genesing? Ja. Dis new age to name and claim. Ons is nie new age nie. Ons is Christene, ons is kinders van God. Dit is nie om iets te net die hele tyd as jy manifesteer nie is deur jou woorde deur as dit buite die wil van God is. Kom ek stel dit so. Dus jy kan as ek 'n kar wil hê en ek sê Hilux pak wel. So ek sê Hilux. Ford Ranger. Dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie want dit is buite die wil van God. So ons woorde en dis nie net 'n ding van iets een keer spreek nie. Ek onthou daai Paulo wat hier buite staan en ek kan sommer sien is my Paulo, hy's al redelik dikkend. Arme Paulo. Hy breek een keer en ek sê die een keer vir iemand, is hierdie Paulo gee maar regtig moeilikheid. Soos hy maak hom reg en 'n maand later dan sy stukke. Dan sal weer die volgende ding. Dit voel soos die een swak plek gaan dan maak jy hom sterk, dan is daar 'n ander plek by die swak plek wat hy breek. En die persoon is my kwaad, kom neer op my. Nee, maar dis wat jy dit sê. Dan dink ek myself, "Jesus, daar gaan vanoggend iemand met R1 miljoen by die deur inkom." Nou kyk ek die deur so. Ek is soos want ons moet net versigtig wees om te dink dat die vyand meer geneig is om te beweeg op wat ons sê as wat die Here is. Dus hoeveel keer bid jy en vertrou jy vir die Here? En partykeer is daar 'n plek van soos Abraham wat ons konstant bid en spreek, want jy moet spreek. Jy spreek die woord van God. Praat positief. Maar ons dink die vyand as ons een skewe dingetjie sê, dan is die vyand, dan's hy baie meer geneig om te reageer op wat ons sê. So ons name and claim nie, maar ons spreek die woord van God. So wanneer jy genees het, so hoe bring ek dit uit by genesing? Dis wanneer jy genees is, dan en die pyn kom terug, dan kom jy in 'n plek om te sê, Here, ek voel hierdie pyn, maar U het my genees. Ek was nou net nog genees gewees. Dan beklei jy, dan sê nie ek is nog siek. Dan sê jy soos ek bestraf hierdie ding, ek is genees. Dan beklei jy hom. As jy verstaan jy wat ek bedoel? Maar as jy siek is, siek. Here, dan kort ek genesing. Ek sê altyd vir iemand as hulle sê nee, ek is siek en ek sê maar as ek vir jou te bid nie. Jy's dan gesond. Gaan maar met jou snot neus. Gaan met jou snot neus. Die Here wil jou genees. Ek hoef nie my probleme kleiner te praat sodat God kan mag hê oor dit. Hier staan 'n Goliat voor my.
Maar jou onbesnyde Filistyn, vandag sal die Here jou in my hand gee. Jy kan maar groter wees, jy kan maar sterker wees, jy kan maar ouer wees, maar vandag gee die Here jou in my hand. Verstaan die verskil tussen nie net positief te spreek, maar lewe te spreek uit die woord van God uit en om te staan op sy waarhede. Ek het al een keer hierdie storie vertel, maar ek wil hom weer vertel. Julle was julle al by van hierdie car shows wat hulle partykeer hier sou. Groep en grand karre wat hulle trek partykeer. En ek is een oggend vat ek die vla uit en ek staan in 'n McLaren. En daai further on the roof, wie ken daai liedjie If I Were a Rich Man? Ek freaking like daai liedjie hoor. En en op 'n stuk sê hy, God, will it ruin some vast eternal plan if I just had a small fortune? Nou ek is soos Here, gaan dit regtig iemand se lewe so omvergooi? Ek het 'n vol. So nou met hierdie, nou sien ek hierdie McLaren. Ek is soos nou kom daai liedjie by my op. Ek sê Here, gaan dit nou regtig? Dis kan net 'n small fortune. Kan dit nou regtig iemand se lewe so omvergooi? Hy sê ek voel die Heilige Gees my sê jy het nie daai small fortune nie want jy gaan 'n blerre McLaren met ding gaan koop. Ek is soos okay Here, dis waar. Ek is jammer. Ja. So ek het nog baie om te leer, Here. U ken my goed. U ken my goed. Ja. Jy hoef nie te ontken wat voor jou is vir God om krag te hê. Soos ek sê, ek maak nie goed op nie. Die Here doen dit of hy doen dit nie. Maar wat is my verantwoordelikheid? Is om lewe vanuit die woord van God uit te spreek. Dis wat ek doen. En as ek genesing kry en die pyn kom terug of iets kom terug, dan freaking beklei ek soos nee. Jy is genees. En my enkels wat so, ek het baie swak enkels gehad. Ek het letterlik op plat grond geloop. En dan het hy net soos gegee. En die Here het dit kom genees en eendag was dit weer seer en ek is soos nee, my enkels is genees. Hy het so gevoel dat hy wil so gaan. Ek is so nee, kan nie. En ek het nog weer enkels seer gemaak na daai genesing. Want ek staan vas op dit het gebeur. Ek gee nie plek vir die duiwel om twyfel hier in my kop te kom saai nie. Positiewe gedagtes en voel eintlik mooi in dit. Jou geestelike battle, waar vat jy hom? Hierso. Jou kop. Hoe keer jy dat goed nie hier gaan jou hart gaan lê nie? Jy keer hom hier. Jou wag sal nie hier nie. Jou wag is hier. As op siekte kom, jy staan hom vas. Want soos hy in sy siel bereken, so is hy, eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. So bewaar jou hart bo dit alles. Moenie weer sondig nie. Dit is 'n baie goeie een. Johannes 5 vers 14. Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword. Moenie weer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Nommer 4, demoniese houvas in Handelinge 10 vers 38 met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Geloofsversekerheid, wanneer die Here jou genees, moet jy onwankelbaar vashou aan jou genesing, deur dit te dink, te praat en te glo. So dan, soos ek gesê het, jy staan dan vas. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart en die volle geloofsversekerheid, die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. En dan vestings, die geveg teen wie God is, jou geneesheer, die vyand wil jou laat glo dat God nie jou geneesheer is nie. Sodra jy hom glo, vorm daar 'n vesting wat 'n kanaal oopmaak waardeur jou genesing gesteel kan word. So wat is die vraag wat hy vir jou vra? Het hy regtig? Sy gameplan is nog dieselfde. Adam en Eva dan altans, het hy regtig gesê, julle mag nie van nee man. Wat sê vir Jesus? As jy regtig die seun. Hy wil net hê jy moet begin twyfel. En dan staan daar 'n in. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp.
terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God. Dit is baie belangrik. Ons ken die hele ons veg nie in die vlees nie, maar sien waarteen kom die vyand? Teen die kennis van. Hy wil net hê jy moet twyfel in wie hy is. Wil jy regtig genees? Ja man, God genees nie. Ja, hy het jou nie regtig genees nie. Hy het jou vals hoop gegee. Die Here is nie soos 'n panado wat uitwerk nie. En elke gedagte gevangene te neem tot die gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Afdeling 8, baie belangrik. Enige vrae wat julle het. Almal nog okay, wil julle vinnig koffie kry of iets? Julle okay? Okay, cool. Great. So genesing kan 'n proses wees, eerste een, die regte tyd. Ons bid op die regte tyd sal die Here ons help. As ons aanhou glo, bid en vertrou. Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemel deurgegaan het, naamlik Jesus, die seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troonkamer van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd gehelp te word. Punt 2 is nogal vir my een aan my hart, is dat die genesing deur die woord van. En ek het nou met iemand eers daaroor ek nou was laas Sondag met die selgroep daaroor. Is soveel keer soek ons gebed vir deur. Ek wil vir die volgende vraag vra en waar my kop skuif met dit gekom het, is ek 'n keer ding van Bill Johnson op geluister. Hy sê hy, sal jy Bybel lees tot jy deur wil? Dis soos, wow, nogal iets wat ek aan gedink het. Sal jy die Bybel vat en nie oopmaak en druk, net maar sal jy sit? Here, wat moet ek lees? Of vrek ek weet nie wat om te lees nie. Die Bybel oop te maak en te lees tot jy jou deur wil. Ek glo daar's baie meer bevryding in genesing, transformasie en baie meer krag wat ons besef deur te sit met die Heilige Gees en tyd te spandeer. Want dis die een wat mense altyd sien nie. Jy sien die werking van die vloei en die uitvloei van die Heilige Gees. Maar weet jy wat se krag is om te sit en sê Here, kom leer my u woord. U is my leermeester. Ek sal dit vir hom sê, want ek programmeer nie. Ek praat uit Here, leer my u woord. Leer my u woord. Hierdie transformasie bring in my. Hierdie sal bevryding vir my. U woord sal vir my bevryding bring. En as ek 'n deel in die skrif sien wat ek nie in my eie lewe sien, dan staan ek vas daar. Ek is soos Here, ek sien hierdie. Ek sien hierdie. Ek sien hierdie. Ek sien hierdie. Gereinig deur die woord, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad het, homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel. Verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek kan wees. Daar's krag in die woord van God. En dan vas en gebed. Ek dink hierdie is een wat dink jy is altyd besoen nie. Daar is mense wat vas. Ek het persoonlik lanklaas vas. Maar vas en gebed is 'n plek waar jy ingaan en die Here gaan sit. Moenie net vas sê ek wil hierdie vas net aanspreek. Vas jy koffie? Nee, jy weerhou koffie. Vas jy TV? Nee, jy weerhou TV. Maar hoekom ek dit so sê is want vas het so 'n alledaagse maklike ek vas sweets. Nee, jy eet net gesond. Jy het beter dissipline met kos. Die Daniël vas is nie eers 'n vas nie. Dit was 'n manier van eet. Nie 'n vas nie, dis 'n manier van eet. Dit was 'n wat die eet. Dis eintlik 'n Daniël dieet.
om te vas is om jouself te weerhou van kos, water. Dit is wat dit is om te vas. Die res van die tyd weerhou jy jouself van iets. Want ek sien nie dat ek het my selfone gehad het. Maar hulle het hulle nie weerhou van hierdie en hierdie as hulle gepas. Hulle gepas en gebid het nie geëet nie. Jesus gepas het hy nie geëet nie. So dit is wat dit is om te vas. En moenie net vas sonder gebed nie. Because then you're just starving yourself. Ek onthou my heel eerste vas. Ek MasterChef. Hoekom sal ek dit doen? Dis stupid. Ek is wat hy al geweet jou aan. En dit was moeilik. Dit vas is nie maklik nie. Ek wil vir jou sê dag 3. Kom verby dag 3. Dit was vir my dis vir my die moeilike een. As ek net verby dag 3 kom dan raak dit makliker. Dag 3 is nogal 'n tawwe een. Maar moenie vas sonder gebed nie. En die konteks hierso wat hulle vra vir Jesus, want hulle kry nie 'n demoon uitgedryf nie. En hulle vra vir Jesus, maar hoe kry ons hierdie tipe uit? En van die vertaling sê, van die interpretasie sê glo dat Jesus praat van hierdie tipe demoon kom net uit deur vaste gebed. Die interpretasie wat ek sien in die skrif is dat hy praat van 'n tipe ongeloof wat uitkom deur vas en gebed. En nie soseer die demoon nie. Want hy sê vir hulle, julle ongelowiges, hoe lank sal ek onder julle wees? Hy spreek die ongeloof baie meer aan in die konteks as wat hy noodwendig die demoon aanspreek. Sê ek kan nie vas en gebed vir iemand wat bevryding nodig het, sê wat ek sê nie. Moenie te veel ingaan of dit die demoon is of wat die ongeloof is nie. Maar vas en gebed is 'n kragtige nie tool nie, maar manier van lewe en van jouself neerlê voor die Here. En sê Here, ek kies om in hierdie tyd, en dit is baie belangrik dat jy dit reg doen. Ek kies in hierdie tyd om myself te ontneem van kos en om gevoed te word fisies en ek om tyd uit te sit om deur U gevoed te word. Iets wat ek nogal baie opgemerk het wanneer ek vas, is hoe baie tyd jy ewe skielik in jou dag het. Hoe baie tyd spandeer is om kos te maak en voor te berei. Ewe skielik het jy en net anders te eet ook. Kos vorm nogal 'n groot deel van, ek dink dankie julle nie. Kos vorm 'n baie groot deel van my lewe. Ek hou van kos. Maar daai tyd wat jy dan uitvat, okay, ek sou nou geëet het, ek sou nou kos voorberei het, maar nou kies ek om te vas. Om tyd te spandeer saam met God. So dis wat dit is om te vas en dit is 'n kragtadige plek om in te gaan en die Here te gaan soek vir deurbraak, of dit nou genesing is en of dit bevryding is. Dis 'n plek waar jy jouself op sy sit om tyd te spandeer saam met hom. Weereens, dalk sê 'n ander pastoor vir anders, ek sê vir wat ek in die Bybel sien, vas is nie sosiale media nie, dis net goeie selfbeheersing. Moenie goed vergeestelik, as ek dit so kan stel. Daar's 'n plek waar jy goeie selfbeheersing het, dis wat ek dink, dis wat as sosiale media kan nogal lekker, met daai reels, kan nogal besig hou, daai grappies. Om te vas is om jouself te ontneem van kos en tyd te spandeer saam met God. Nie net chocolate op tyd, want dan sal baie mense vas. Almal wat dan nie suiker eet nie vas. Vas dan. So enige vrae op dit. As jy kwaad is my hoor ek nou vas in 'n ander lig gesit het as wat as wat jy dit het, is ek jammer. Al as ek dit lelik gesê het, is ek wil nie lelik sê nie. Ek wil of ja, dit gaan net daaroor is ek wil dit ons moet dit sien vir wat dit is. Dis waaroor dit gaan. Dit is nie veronderstel om maklik te wees. Dit is veronderstel om dit uit jou uit te vat, wil ek amper sê, om vol te word van hom in daai tydperk. Vol spyt. So dit is want baie mense praat van die Daniël vas as 'n vas, maar dit is nie eet eintlik. Nee, dis 'n manier van eet. Hulle wou nie die kos eet van die heidene. En toe lyk hulle beter daai vir karnivore sê. Jy sien, Daniël is gesonder as die ander en mooier as die ander. Nee, my vleisie. Ek sê my vleisie. Daniël kan maar daai gedoen en daai is genade van die Here dat hulle so goed gelyk het nadat hulle dit geëet het. So enige vrae, enigiets waar jy twyfel, iets wat onduidelik was. Kom ons deel gou in groepies van 3, 4. Kom ons doen dit in 4. So julle 3, ek gaan nou die manne saam sit.
sit julle dames bymekaar, dan julle dalk moet julle net 2 groot groepe vorm, want anders of een van julle kom sit by hulle, is dit okay? 3 dames en manne probeer om 3-3 te sit, anders is 4 ook fine. Julle gaan eintlik mooi 3-3 wees. Ek sien nou. So 3-3 en dan wil ek die volgende, as jy genesing nodig het, dan wil ek jou aanmoedig bid vir daai persoon. Soos ek sê, nie moeilikie, dit is Here, dankie dat soos ek my hand op hierdie persoon sit, genees hierdie persoon nou. En dan wil ek ook, as jy iemand het wat genesing nodig het, wat nie hier is nie, dan wil ek julle aanmoedig om dan in daai groepie dan saam te bid vir daai persoon, waar daai persoon is. Want ek glo daar is krag in gebed en ook in saam bid om my las saam te dra. So ja, en dan sal ek vir ons afsluit. Okay, dit is dan ons sessie gewees, ons eerste sessie rondom ons kursing rondom genesing en bevryding. En ja, sommer net vir ons online kykers, so ek julle met 'n lekker aand hê, seën almal. En ja, mag julle beweeg in die krag van die Here. Vat wat julle vanaand geleer het, gaan pas dit toe. En ja, gaan wees kragtadige kinders van God. Bless julle in Jesus naam. Amen.